Ons is in ons reeks een lewe waar ons regtig gaan stil staan en net gaan bedink oor dit wat Christus vir my en jou kom vermag het, sodat ons nie ons lewe kompartimentaliseer nie. Ons in hierdie een verwysing kan leef. Die verwysing waar ek en jy verstaan wie ons is in Christus en dit ons uitdrukking word. Ons het hierdie week by ons wegbreek, nou so 4 keer 'n jaar dan breek ons as pastore binne in die tuinroete weg, nou net weer eens vir jou om te verstaan, ons noem dit eintlik die Garden City, ons sien ons 5 kampste binne 'n stad konteks, en dit is natuurlik Mosselbaai, Hartenbos, so as jy vakansie daar gaan hou, daar is gemeentes daar wat jy kan bywoon, hè. George, dan hier natuurlik by ons Braaimore kampus en dan ook ons Wolmer kampus, en ons kom 4 keer 'n jaar by mekaar waar ons regtig saam bid, saam dink, saam beplan en ek sê vir hulle hierdie keer toe ons saamkom, dis vir my asof ons in 'n sepie leef. Wie het al aan gedink het, nee, hierdie verwysing van 'n sepie wat sê ja, jy weet daardie stereotipering van huishoudings, melodramaties, sensasioneel en sentimentele storielyne van hierdie soap operas. Ek weet nie of jy al ooit gaan navorsing te doen het om te verstaan waar kom die seepgedeelte vandaan nie, of die soapgedeelte vandaan nie. Nou, ek het so 'n bietjie, nou ek kan nie vir jou sê Wikipedia is reg nie. Ek weet in my studies het hulle vir jou gesê jy mag nooit Wikipedia aanhou. Dis nie 'n betroubare bron nie, maar dalk kan jy ook daar gaan navorsing. Maar hulle sê eintlik dat in daardie tyd toe sepies nou werklik waar op die toneel kom, was die ondersteuners of die ouens wat dit befonds het, die bemarkers wat in daardie tye deel was van hierdie programme, eintlik seepmaatskappye. En dis waar dit vandaan kom, nee. Nou, interessant is, ek weet nie, toe ek dit hoor, toe dink ek sommer so aan binnelanders. Nou, ek kyk hier regtig binnelanders, ek weet nie of jy dit doen nie. Jy hoef nie skaam te wees vanoggend as jy dit kyk, man, dis okay. Maar dit was vir my hierdie oomblik net om te dink, binnelanders, jy weet waar daar trauma en verdrukking en beproewinge is. Dis half hierdie oomblik waar Dove Seep hierdie bemarkingsgeleentheid gebruik om te sê, die bestanddele is sommer daar om jou beproewinge, trauma en verdrukkings te verbeter. Nee. Dove kan vir my 'n bietjie geld gee as hulle hierdie bemarkingsoomblik beleef. Maar dit is vir my wat psalmdigters vir ons kom doen. Dit is eintlik om ons te kan help om te sê, kan ons net op 'n plek kom waar ons eerlik is met die beproewinge, met die trauma en die verdrukking waardeur ons gaan. Want dit is wat Dawid ons mee help in die begin wanneer hy Psalm 1 en 2 wat ons gesê het is hierdie proloog van die psalms, nee, dit is eintlik uit dit uit waar hy ons help om 'n paar temas op te tel, maar een van hierdie temas is die werklike rou erkenning dat lewe moeilik is. Maar buiten dit waar hy net ons by 'n plek bring om te kan sien in al hierdie chaos dat God nog steeds goed is. En ek dink as ons onsself daar kry om te sê dat, weet jy wat, kan ek net erken, nommer 1, dat lewe regtig baie keer moeilik is. Maar die realiteit daarvan, waar ons begin het in Psalm 1, sê dat, as ek en jy ons vreugde, buiten hierdie feit, dat lewe moeilik is, en daar verdrukking is, en daar beproewinge is, en daar traumas in ons lewe geheel, buiten dit, kan ek my vreugde vind in die oordenking van die wet van God, die verwysing van rigting, dit wat God vir my, kan ons daarby uitkom, en hy sê, dan sal ons wees, soos bome geplant. En ek dink ons het laasweek net onsself gekry by daai plek om te sê dat wanneer ek en jy geplant is ons stewig. Dis nie soos hulle wat sonder God, die goddelose sonder doel leef nie. Want as die wêreld skud, wat gebeur? As ek en jy in onsself dink, nee, as ek jou letterlik vat en ons skud jou so, wat gaan gebeur? Gaan dit wat jy op staan standvastig wees? Gaan dit wat jy aan vashou standvastig wees? Of gaan dit wees soos wat hy sê, dis so skaf? Die wind gaan dit net wegvaai. Want jy sien, wanneer hy Psalm 1 skryf, help hy ons om
te begryp dat Psalm 2 praat van die Messias, die oorwinnaar. Hy wat vir my en jou iets kom doen het, sodat ons geplant kan wees, standvastig kan wees, onbeweegbaar kan wees, sodat ons lewensuitdrukking 'n werklik ware uitdrukking is. En wanneer lewe skud, dat ons nog steeds sal wees hier die bome wat se blare nie verwelk nie. Dit het substansie, daar is iets van waarde, daar is iets van betekenis. Want ek het ontdek, daar's 'n koning wat oorwin het. En hy my ingesluit het in hierdie begrip van wie hy is, en waarvoor en wat hy oorwin het. En nou kan ek en jy by 'n plek kom, om te sê, okay, nou as ons na die psalmdigter gaan kyk, en hy skryf vir ons, byvoorbeeld Psalm 3, want dis waar Dawid ons net so inbring in 'n geskiedkundige storie, en net om vir jou te sê, dis een van 14 psalms, wat die historiese episodes aanteken waaruit dit ontstaan het. Nou, kan ek jou net vir 'n oomblik in Dawid se lewe inbring? Hy's 'n herder. En as jy herder was daar 'n redelike klomp wilde diere wat chaos veroorsaak het. Leeu's en beere. En hierdie jong man wat groot word binne in hierdie spasie, leeu's en beere oorwin het. Op die einde van die dag, dink net gou op 'n jong ouderdom, een van die grootste elemente van ons geskiedenis waar Dawid natuurlik vir Goliat verslaan. Iets wat hy kom toon, hy wat aangestel word as koning oor Israel, hierdie Dawid wat nooit 'n geveg verloor het nie, hierdie Dawid skryf 'n psalm oor sy seun. Oor sy seun wat by die ingang van Jerusalem gaan staan het. En so kan jy besef, wat Jerusalem vir hulle beteken het. Die tempel wat daar gebou was, die teenwoordigheid van God. Sy seun wat staan by die hek om mense te laat twyfel in sy taal. Want hy wil koning word. Nou skryf Dawid hier. En ek kan hom sien, iewerste waar hy sit in 'n grot. Psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Here, hoe het my teenstanders vermeerder? Baie staan teen my op. Baie sê vir my, daar is geen redding vir hom by God nie. Hierdie beginpunt van Dawid wat iets erken oor die feit dat ewe skielik het mense in teenstand met hom begin kom. Hulle het opgestaan teen sy gesag, teen sy koningskap. En eintlik verklaar hulle, en hierdie is vir ons 'n groot ding, want Dawid wat 'n herder was, skryf Psalm 23 wat sê, my Here, my herder wat my neem op hierdie pad. Hy skryf hieroor en nou sê hy, hulle bring 'n aanklag. Ek weet nie of jy al in daai plek was in jou lewe waar mense valse goed oor jou gesê het nie. Ek was al daar waar 'n klomp goed van jou gesê word wat glad nie waar is nie, maar hulle gaan nie na die bron toe nie. Jy weet, dis daai oomblik waar 'n klomp mense begin 'n klomp goed sê en hulle vat hierdie as gesag en dit versprei. Dit is hierdie gedeelte waar Dawid hom in vind. Hoor gou, hy's koning oor Israel. Hy het nie 'n banger op sy kop hierdie ou nie. Maar hy sê ek vlug van, want hoor gou, daar's 'n groter implikasie as Dawid sou bly. Sê dat hy bang is vir sy seun nie. Dis nie 'n bang, luister gou, hierdie man het 'n klomp goed verrig in sy lewe en hy weet God is met hom. Hier's 'n aanklag teen hom en hy besluit eerder in hierdie oomblik, luister, ek gaan van hierdie vlug. Ek wil uit hierdie omgewing uitkom. Hoekom? Want daar's 'n groter implikasie as ek bly. En hy skryf hierdie van daai verwysing af. En dan kom hy en bring ons in 'n plek in waar hy net die volgende verklaar.
sy vertroue. Maar U, Here, is my skild aan al die kante. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. As jy net so vinnig terugspring na Psalm 1 toe, wat hy sê, weet jy wat, as ek en jy my merewend begin prewel, nou daai woordjie is dat jy praat saggies, jy hoor, dit is die herkou van die woord van God, dit is hierdie gedeelte dat ons lees dit vir onsself, want hoekom? Geloof kom deur die gehoor, dis hoekom jy dit redelik moet sê dat jy dit kan hoor, want as jy dit nie hoor nie, gaan dit nie in jou hart val nie, hy het hieroor my merewend prewel, hy het dit opgesê die hele tyd, hy het hierdie gedeelte verklaar oor sy lewe, God is met hom, God is sy skild, God is die een. En nou sê hy sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome. Hierdie boom is standvastig, hy's geplant en die boom as verwysing, na wat doen hy? Hy gee eer. Ons het gesê dat hierdie gedeelte is vir ons so belangrik om te besef van vir die jaar praat ons al oor God se heerlikheid. God se gesag, hierdie gedeelte wat my insluit en dit word my storie. Nou bring Dawid hom en my en jou in daai spasie waar hy sê, my storie begin nou aan God eer gee. Hierdie gedeelte waar ek uit Jerusalem moes vlug vir my seun oor hierdie goed wat plaasgevind het, hierdie storie wat God skryf deur my, gaan eer gee aan hom. Hy sê, want God is die een, en die woordjie van heerlikheid is kabot in die Ou Testament. Hy sê, God is die een wat gewig het in my lewe. God is die een wie se woord my skuld is, dit vou my toe. God se woord is die een wat veroorsaak dat ek eer gee aan hom, my lewe werklik waar hierdie spreekdeel word van wie God is. God is die een wat my kop omhoog hou. Dit veroorsaak dat my blare nie verwelk nie en dat ek vrug dra. Hoekom? Want God is my bron, ek is gewortel en gevestig in sy liefde. En om te besef, hier is iets wat ek en jy ontdek, is dat wat meer het ons nodig om te verstaan in die oomblik wat Jesus Christus gekruisig was, dat dit my en jou skuld geword het. En daardie oomblik toe Jesus Christus aan die kruis uitroep, tetelestai, dit is volbring, het hy eintlik ons in die spasie ingebring, want hy het gesê, my lewe gee eer aan hom, het hy my en jou in daai spasie gebring, sodat ons lewe, sodat ek en jy hierdie boom kan wees, geplant by waterstrome, hierdie boom wat op die einde van die dag eer gee aan God. Dawid het 'n geskiedenis met God, waar hy God gesien het in alles wat hy gedoen het, en daarom is daar vertroue. En vir my en jou is hierdie verwysing, luister gou, die belofte van God aan sy volk het waar geword. Vir my en jou wat ingesluit is, oor die feit dat Jesus Christus gesterf het, maar in dit het hy opgestaan uit die dode, en daarom kan ek en jy leef. Dink net aan hierdie verwysing, en nou bring hy ons in hierdie verdere gesprek, heel eerstens om te fokus op wie God is. His glory, my story, nou is dit my storie, wat word dit? Dit word die eergewende verwysing aan wie God is. In Psalm 3 vers 5 sê hy, wanneer ek hard roep na die Here, antwoord hy my van sy heilige berg af. Sela. Dit is vir my so mooi, as jy daaroor dink, is net, ek en jy moet verstaan dat vertroue aktief is en prakties. Nee, daar's iets wat ek en jy moet besef, want dit is gegrond in geloof en gehoorsaamheid. Dis hierdie twee komponente, dis 'n twee-rigting verhouding, beteken dat ek kan sien,
in alles dat God getrou is. Ons sien dit, want ons het die Bybel gekry met al hierdie geskrifte van Abraham en Isak en Jakob, en ons kan dit deursien in Dawid se lewe, en ons kan hierdie oomblik sien waar Johannes aankondig, luister gou, hy waarvan getuig was, dit is hy, Jesus Christus, en ons sien hoe hierdie Jesus die chaos in hierdie wêreld op hom neem en aan die kruis vir ons sterf, en nie net dit nie, die bewys daarvan dat hy God is die feit dat hy uit die dood uit opgestaan het. En ek en jy is in hierdie storie ingetrek, en nou sit hierdie gedagte om te sê dat omdat ek glo, praat ek met God, maar hier is die probleem, is ons dink baie keer omdat God alles weet, hoekom het ek nodig om dan te bid? Is my pad klaar uitgelees? Dan is dit 2 straatverhouding. Is omdat ek glo, roep ek hard. Wanneer laas het jy hard geroep na God? Wanneer laas het jy daai kamerdeur toegemaak en op jou knie gegaan en uitgeroep na God? Ek kan Dawid net sien in daai oomblik, want hy ken die storie, want hy's ingesluit, dis deur sy nageslag, dit is deur wie die Messias gaan kom, hy weet, en baie keer in ons eie lewe maak ons foute, en Dawid het 'n klomp foute gemaak, hy's nie perfek nie, nee, maar in dit het hy 'n erkenning van die feit dat hy so afhanklik is van God, dat hy uitroep. Want hy besef wat is besig om te gebeur met Jerusalem. Ek en jy het nodig om op daai plek te kom om te verstaan, hier is 'n oomblik wat God my en jou oproep om te sê, kan ons sien wat is besig om te gebeur in ons stad? Kan ons by daai plek kom dat dit my en jou so raak, dat ons uitroep, ons kan nie stop nie, ons kan nie ophou nie, ons druk in, want hier is 'n gedeelte dat ek aktief en prakties deel is van hierdie. En hy beklemtoon hierdie met die woordjie Sela, en Sela is eintlik hierdie tegniese terme, nê, musikale terme vir die ouens wat nou musiek ken, wat waarskynlik aksentuasie, pauze, onderbreking in die musiek of in 'n diens aandui. Dis daai oomblik van uitroep. Dis daai oomblik van waar ek verstaan en begrip het en my lewe begin aan hom eer gee. Dis daai oomblik, dis hierdie Sela oomblik wat hy uitroep, want hy besef net en hy verstaan en hy het begrip en hy moet dit aksentueer, hierdie koning wat uitroep en sê, Here, dis hierdie oomblik, Vader, wat ek weet U is standvastig, U is die een, is onbeweeg, U is my skild, U is die een wat my eer gee, U is die een wat my kop hoog hou, dit is hierdie oomblik. En dan skryf hy hierdie besonderse gedeelte. Ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my. Dis iets van gegrond en geloof, kan jy dit hoor? Iets van besef. En ek weet nie wanneer laas het jy jouself bevind in oorlog nie. Dalk nie baie van ons sê nee, maar oorlog is 'n redelike plek van waar jy moet wakker wees. Daar's ouens wat 24 uur konstant aan diens is, want hulle moet verstaan wat aangaan, waar al hierdie goed besig is om te gebeur. Hoor wat skryf Dawid. Dawid sê, omdat ek gegrond is in geloof in wie God werklik waar is, omdat ek hom verstaan, is daar hierdie impak op my mens wees, hierdie impak in die feit dat ek, wat kan gebeur, daar kan hierdie oomblik wees waar ek kan gaan lê, want ek verstaan dat God is die een wat my onderskraag. Ek kan gaan slaap en wakker word. Ek hoef nie met vrees mee te leef nie, met angs nie, met bekommernis nie, want ek verstaan en ek het ontdek, ek is in hierdie verwysing ingesluit. God is vir my nie en teen my nie. En ek dink baie van ons het nog nodig om hierdie nuwe perspektief aan te neem. En dis wat hy gedoen het. My merewend preël oor dit wie God werklik waar is.
Hy is my krag, hy is my bron, hy is my sterkte. Hoor wat gebeur as ek en jy dit sê. Ek het 'n geskiedenis met God wat ek kan duidelik sien deur die eeue gebeur het met ander. Hebreërs help ons ook in daardie verwysing, nê, wanneer ons in Hebreërs 12 kom om te sê ons het 'n wolk van getuies. Ek en jy het 'n geskiedenis wat ons nou kan gaan kyk oor God se getrouheid en dit wat hy gesê het. En op die einde van die dag vermag dit ook. En dit help my om 'n nuwe perspektief in te neem. En soos Dawid, omdat ek hierdie oor my lewe bely, kan ek gaan lê. Daar's hierdie oomblik net wat ek en jy verstaan dat ons ingesluit is by hierdie God van hemel en aarde se plan, en hierdie plan tot dusver het geseëvier. En omdat dit geseëvier is, kan ek in vertroue staan saam met hom. Ek het hierdie verhouding ek kan uitroep. En dan bring hy ons in hierdie spasie in om te sê dat, weet jy wat, omdat ek gegrond is in geloof, is ek nie bang nie vir die 10.000 manskap wat reg rondom my teen my stelling inneem. Staan op, Here, verlos my, my God. Want U het al my vyande op die wang geslaan, die tande van die goddeloses het U gebreek. En ek bedoel, die eerste ding wat baie keer mense na toe sal gaan en sê, ja, maar kyk hierso, nee, God is 'n God van. Jy moet nou verstaan, Dawid is passievol. En hierdie is poësie. Taal gebruik om my in nou spasie in te bring, maar eintlik wat hy my help en jou help is dat verlossing is in teenstelling met vrees. En hierdie woordjie verlossing hier is, hy gee my spasie, daar's eintlik asemhaling, geleentheid. Dis nie hierdie druk die hele tyd, dat ek moet perform nie, en ek nou moet doen, en dat ek nou moet vermag nie, hierdie vrees van hoe gaan môre, nee, hy sê staan op, Here, staan in hierdie oomblik op, en toon aan hulle wie werklik waar is, deur wat? Deur my lewe, want hier is 'n realiteit, wanneer ek en jy in vrees en angs en bewing is, wanneer ons sê ons dien 'n God van hemel en aarde, dan is dit teenstrydig ten opsigte van wie hy werklik waar is, want hoor gou wat hy sê ek het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing, hierdie verwysing dat ek kan ontdek, bietjie. Daar is 'n ander perspektief wat ek nou moet inneem. God is die koning wat sy koninkryk om anders vestig het. Hy kon dit deur geweld gedoen het. Maar dis nie God se koninkryk nie. Hy kom doen dit deur liefde. Dis die koning wie ons dien. Hy is die ene wat deur my en jou die liefde kom tentoonstel. En Dawid het hierdie begrip ontdek. Dawid het verstaan, want hy het 'n geskiedenis met God. En al is die omgewing moeilik, al is die verdrukking daar, is die trauma daar. Al is die beproewinge daar, staan hy vas, want hy het my merewend geprewel oor juis hierdie woorde wat God oor sy lewe gespreek het. Ek het jou as koning aangestel, jy is my verkose, jy is 'n man na my hart. Luister gou wat spreek hy oor Dawid, en Dawid herhaal hierdie oor sy lewe, al is hy in die grootste gawes, en het hy die grootste fout begaan in sy lewe, staan hy nog steeds onder die genade van God, met hierdie verwysing dat dit hom die krag gee. Hy is die koning geroep om wat te doen, om hierdie wêreld te kom verander, en hy kom gee lewe aan my en jou, en nou sluit hy hierdie psalm af, deur die volgende sê, by my Here is daar redding, en op die volk rus u seun, Sela. Dawid kon hierdie psalm geëindig het, deur 'n vloek uit te spreek, oor hierdie teenstanders, wat opgestaan het, om met Absalom 'n klomp chaos veroorsaak het, maar hy doen nie dit nie, inteendeel, hy bid. En ek dink vir baie van ons, en ek weet nie waar jy jouself bevind nie, baie van ons is op daardie plek waar ons vertroue dalk verloor het in die Here.
Want jy het dalk vir 'n klomp goeders vertrou en jy het regtig ingekoop in dit wat God gesê het, maar op die einde van die dag het dit nie gerealiseer nie. En nou is dit hierdie teenstrydigheid wat jy het. Okay, maar God, hier is iets wat ek jou voor vertrou het, maar ek dink baie keer wat ons mis is dat luister, God het 'n groter plan met my en jou lewe en ons hak baie keer vas by dit wat ons nodig het in plaas dat God ons help om te verstaan wat ander nodig het, wat hy deur my en jou wil doen. En dit is hoekom Dawid op hierdie plek kom en hy sê wag 'n bietjie, ek en jy moet iets verstaan. Vertroue word herstel deur stilte en gebed, of dit word gevestig ook. Wees stil en weet. Wanneer laas het jy gaan sit en net stil gewees om te weet? Waar ek eintlik so oor my lewenspad kyk en ek besef die genade van God op my lewe, op my familie se lewe, op my kinders se lewe, en dat ek op 'n oomblik kan kom en stil word, want jy sien die eerste ding wat ons baie keer doen wanneer ons na God toe gaan, ons kla. Kyk hoe lyk ons wêreld, Here. Kyk hoe gaan dit hier, Here. Kyk hoe dit, kyk hoe dat, kyk hoe sis, kyk hoe so. Maar ons kom nie by die plek om te sê, wag 'n bietjie. Hierdie God van hemel en aarde het my en jou gekies. Hy het ons geroep om deel van wat te wees, deel van sy plan, van hierdie projek om wat te doen, om alles nuut te maak. Saam met God, met ons as sy kinders, is ons besig om in hierdie wêreld wat te doen, in te spreek, 'n seën oor dit uit te spreek, want daar lê redding by hom. En daarom kan ons in stilte weet. Dat hy God is. Maar dat ons ook kan bid. En ek wil jou uitnooi volgende net om hieroor te dink. Ons gaan volgende week gaan ons hierdie boom, en as jy nog nie jou papiertjie kom hang het van dankbaarheid nie, daar is papiertjies in die kante wat jy na die diens kan gaan skryf en net dit saam kom hang, want kyk hoe kleurvol raak die boom, nê. Maar volgende week gaan ons vertroue aan die boom hang. Ek wil jou uitnooi om oor te gaan dink, want dit is nie net altyd maklik nie, want hoor gou wat skryf Paulus vir ons in Efesiërs, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Kan jy gou jou net by 'n spasie kry om te verstaan dat daar niks is wat jy op kan dink en bid wat God nie kan vermag nie. Ek dink dit is baie keer moeilik vir ons om dit te compute, om te verstaan. Wag 'n bietjie. Sê jy deur my? Deur ons? Hierdie week bel 'n vrou van Doring Ginza vir Erika. En ons is nou al so lank betrokke by hulle met die baba storie, Cherished Baby, waar ons vir nuwe mamas pakkies vat. Maar daar's half hierdie ding van ons, waar is al die babas? Ons praat altyd oor al hierdie babas. Maar ons is net so 5 nag en wat ook al. En op die einde van die dag bel hierdie vrou vir Erika en sê, luister, ons het julle nodig. Ons 80 babas. Ons het nie al van geweet nie, maar die Here het die deur kom oop. Hoekom? Want kan ek jou gou sê, wanneer jy getrou is in die mindere, kan ek vir jou nog 'n storie vertel, net om te sê hoe God werk. So ons het hierdie sakke wat ons pak met al die goodies in en so voort. En nou, daar's nou 100 babas, as ek dit reg het, 100 babas wat hulle hierdie week na toe gaan, en toe hulle die sakke uithaal, raai hoeveel sakke is daar? 100. En jy wil vir my sê, God sien in die detail nie. Dis wat Dawid verstaan. Dis wat Dawid
besef ek, maar hier is die ding van vertroue. Vertroue is aktief en prakties. Dit is waar ek en jy gaan sit en regtig bid, soos Paulus ons uitnooi om te sê dat meer as wat ons ooit kan dink of bid. Kan ek jou vra dat jy hierdie week gaan bid oor die vertroue wat God eintlik in jou hart wil plaas vir meer? Meer babas wat ons kan bereik, want as ons hierdie mamas en hulle babas op 'n plek kan kry waar hulle versorg is in 'n oomblik waar hulle iets kan verstaan van Jesus Christus, iets kan ontdek en hulle kan daai kinders begin grootmaak. Dan is daar 'n verandering in ons land, want dit is wat gebeur. Jy moet nou verstaan, God het nie baie nodig nie. Hy het dit deur 12 begin in die Nuwe Testament. En al wat hy vra is, sê ek en jy ja vir hierdie verwysing, want dit raak aktief, want ek en jy moet geloof bou, ons moet iets proklameer oor ons lewe, dis aktief, dis 'n twee-rigting verwysing, dis gegrond in geloof, en hoor gou, geloof beteken ek neem 'n stap. Dit beteken, wanneer ons sê ons het geloof vir meer, dan sê ons bid daaroor. Ons kom nie by 'n plek en sê ek kan nie, ek bid en ek vra, Here, wat wil U moet ek voor vertrou? Wat is hierdie volgende gedeelte waarvoor ek geloof moet hê, Here? En partykeer is dit dat ons al moet neer gaan skryf 'n bedrag wat ek en jy nooit aan gedink het ons eers kan gee nie. Hoekom? Want God het dit in my hart gedrap. Want daar's 'n vertroue wat moet plaasvind. Dis iets wat ek dalk nog nie het nie, maar ek vertrou die Here met dit. Want hier is die ding, want ek verstaan die groter storie. Ek verstaan die gebrokenheid en die pyn en die verlorenheid in ons stad. En kan ek jou gou net in daai spasie inbring? Kan jy net dink, as meer kinders tot geloof kom in Jesus Christus, hoe lyk ons omgewing anderste? Hoe lyk ons skole anderste? Hoe stuur ons ander tipe kinders in hierdie samelewing wat 'n ander begrip het? Soos 'n Dawid wat op die ouende van die dag, op die ouderdom van 16 kon staan, terwyl hierdie manskappe bang was. Omdat hy geskiedenis gehad het met God en hy het gesê, in hierdie oomblik, hier sal julle sien dat Israel 'n God het. Kan ek jou uitnooi in daai spasie in te kom, te besef, wanneer ek en jy uitroep, wanneer ons aktief begin deelneem, dat ons prakties deel is van hierdie verwysing. Wanneer ons uitroep, dan roep ons uit, luister, mense hoef nie te sien nie, maar hulle behoort in ons te beleef, dat ons 'n werklike God dien. Luister, ons sien dit dalk nie nou in ons omgewing nie, wat ek en jy sien is hy geklee met eer en heerlikheid. Hy is koning van alles, en daarom trek ons in daai spasie en sê, kan jy glo, en daar 'n teenstelling van vrees is, want jy sien, hier is die eerste gedeelte waaroor ons bang is, maar hoe gaan ek en jy op die einde van die dag dit kan maak? En vrees beperk ons om te gee. Maar wanneer ons gegrond is in geloof, en vertrou met God leef, dan het ons 'n geskiedenis, dan vertroue kom. Want is hy wat dan vir my sê. En ek besef, luister gaan. As jou vertroue gebreek is, het jy nodig om dit te herstel. En dit beteken dat ek en jy moet in stilte gaan sit en hoor. Hoor weer net wat hy oor jou verklaar. Hoor net weer vir 'n oomblik wat sê God vir jou. En bid. En ek kan net sien, volgende week gaan ons 'n oomblik skep en ons gaan dit neerskryf. So jy gaan daaroor dink en daaroor bid en dan volgende week kom jy sommer met 'n pen ook, nee, want ek sien julle vat die Here se pen en julle gee dit nie terug nie. Maar anyway, dan kom jy met jou pen en dan skep ons hierdie oomblik en ons skryf ons vertroue neer, want hy sê meer as wat ek en jy kan dink, 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 meer as wat ons kan dink, dis wat God kan doen. En dan sit ons vertroue saam en ons vertrou die Here. Luister gou. Kan ons vertrou dat ons ekonomie kan herstel in Port Elizabeth? Kan ons vertrou dat daar werkloosheid minder word in ons omgewing? Kan ons vertrou dat armoede afneem? Hoekom? Want die gelowiges staan op en sê, ons het 'n God. En hy is die koning van alles. En daar is geen tekort gegaan. Want iemand moet dit vanoggend hoor, daar is geen tekort by God nie. En dat ek en jy in daai spasie saam met hom kan wees. Hier is my stad. Hier is ons mense. Wat is God mens? Dat ek en jy
Kan sê, Here, ons het geloof vir meer. Ons het geloof vir meer as 100 babas. Ons het geloof vir meer as 5 laerskole en 2 hoërskole waar ons het geloof vir meer, Here. Ons het geloof, Here. Dat wat U beloof het. In Openbaring 21 vers 5. Kyk, ek maak alles nie dat dit 'n realiteit sal word in ons tyd. Hier en nou. Kan jy God vertrou? Kan jy jou vreugde vind in die oordenking? My Marian prevel daaroor. Sodat jy geplant is. Ons kort meer bome in pie wat geplant is. Wat se blare nie verwelk nie en op die regte tyd vrug gee. Want hy sê in alles wat ons doen, sal ons gedei, sal daar voorspoed wees. Kom ons bid. Here, soms is dit daunting. Wanneer ons onsself in 'n wêreld vind waar die beproewinge groot is en trauma realiteit is en verdrukking so erg. En ons sukkel om baie keer ons kop net op te lig. Waar sal my hulp vandaan kom? Mag hier 'n oomblik wees, Here, waar ons net weer eens besef dat die God van hemel en aarde se woord nie opinie is nie, maar waarheid is. En dat die God van hemel en aarde betroubaar is. Hy het kom sterf sodat ons lewe kan kry en lewe in oorvloed. Mag hierdie 'n tyd wees waar ons vertroue in U plaas, Here, vir meer. Mag ons my lewend prevel oor U woord, Here, sodat ons kan wees hierdie bome geplant. Dat dit wat ons doen substansie het, wanneer die storms kom, Here, dit nie wegwaai soos kalf nie, maar staan besop. Want soos Dawid skryf, Here, dis aan wie ons eer gee. Dis die een wie se woord oor ons lewe. Dit is die kabot, die gewig in my lewe. En U is die een. U is die een wat my kop omhoog hou. En ons sê dankie daarvoor, Here. Ons loof en ons prys U. Dankie dat ek vanoggend die seën van Jesus Christus oor ons kan bid. Vir die ontdekking van die beloftes wat U vir ons sê, dat dit 'n realiteit kan word, Here. Dat dit nie meer 'n afstand ding is nie, maar dat dit 'n nou ding is. Dat ons lewe waarde het. En dit toevoeg tot ons samelewing. In Jesus naam. Amen.